Welkom by 'n Ma se pot, waar ons gesels oor ons lewe saam met Jesus. Ja. Ja. En Marina het my weer remind om te bid, so kom ons oop. Ag, ja, kom ons sluit af in gebed. Okay. Ja, ek dink kom ons net sluit onthou. af in gebed, ja. Ja. Maar ons doen vra dat die Here ons sal lei deur die Here, deur die Here pot, deur die hele pot. Dit is die Here se pot. Dit is die Here se pot. En net dat ons sal spreek wat hy wil hê ons moet spreek, dat almal sal hoor wat hy wil hê hulle moet hoor. Ja. Ja, dat hy ons lippe sal seën en hulle ore sal seën. Mooi. Amen. Ja, wat sal ons sê dat dit reg uitkom? Ja. Al gaan dit nie, fix dit in die interim. Ja. Ek het nydag so cool ding op Instagram gesien van die ou wat jy my sy favourite versie neerskryf, maar toe kon hy nie die ding onthou nie. En hy sê toe hy huis toe ry nadat hy want toe het hy net 'n random teksverwysing neergeskryf. Toe sê hy soos Here, as dit nie 'n goeie versie is nie, verander dit asseblief net hierdie een keer. Dis basically waarvoor ons bid vir wat ons nou wat ook al ons sê. So hoe was jou vakansie? Lekker, geseënd, vol groot goed. God is goed. Hy kyk so mooi na 'n mens. Nee, dit nie. En ek dink as mens dit besef, dan sien mense ook, ons het al hierdie ook gesê, meer mens God se werk in jou lewe sien, hoe meer sien mens God se werk in jou lewe. Amen. En ja, dit was goed, was lekker. Ja, geseënd. Was so ietsie spesifieks wat jy ervaar die Here vir jou gewys of geleer of Definitief moet ek nog steeds aan my hart werk. My hart is baie keer nog steeds nie op die regte plek nie, maar ek het nou ook vir gesê, ek dink die verskil is waar vroeër sou ek het gekoester het en gesê, ja, ek het 'n reg om so te voel en ek mag so voel en ek mag so optree. Is dit nou anders want ek weet ek is verkeerd. En dit is vir ons nie maklik nie. Ons het dan ook gesê dis nie 'n maklike ding om te besef dit wat jy doen is verkeerd nie, moet dit regstel nie. Ja. Maar ten minste is ek wel op die punt wat ek kan sien, luister, hierdie is nie regtig okay wat ek doen nie. So dit is lekker. Dit is, maar weet jy wat besef ek nou net terwyl jy so praat, soos dit kruisiging is nie 'n maklike ding nie. En dit is waartoe ons gekol word, is om onsself eie lewe af te lê. Ja, to crucify the flesh, want dis wat dit is. Ja. En ek dink wanneer ons op daai punt is waar ons al kan sien, soos dis verkeerd, dan is ons op pad al na daai kruis toe darm. Ek het al so 'n bietjie my kruis is baie keer sleep kom en ander mense moet my opdra, maar ek is daar wel bewus van. Jy is bewus van hom, ja, jy weet hy's daar. Ja. Dis nie myne nie. Nee. Nie ek nie. Ek is gemaak vir 'n kruis nie. Ek is perfek. Ek het nie foute nie. Ja. Nee, so dis lekker om te weet dat mens en ek dink as mens op daai punt is, besef mense net eintlik hoe groot is sy genade, want ek weet hoe baie goed ek verkeerd doen en ek besef net al hoe meer watter aandeel ek ook gehad het in die kruis. Jo. En dit is nie lekker nie, maar dit vul mens met dankbaarheid. Ja. En wat ek ook besef het hierdie vakansie is, dit is liefde. Liefde is om iemand lief te hê al is hulle unlovable, want dit is wat ons is, soos meeste van die tyd. Ja, en ek het nooit Bybelversie wat jy Openbaring 5 vers 8. Ek het nou die hele Openbaring 5 gaan lees en daarin staan dit ook die hele Openbaring 5 gaan vir my, ek moet dit nou later vandag nog stuur, maar die hele Openbaring 5 gaan vir my oor hoe waardig God is en dat hy vir ons gesterf het wat soos glad nie geen waarde het nie. Hoe waardevol moet ons in sy oë wees, nie dat ons iets in ons eie kan doen nie, maar dit gaan net oor hoe hy ons sien. Dit is nie oor hoe ons is nie. So daar is nogal dat hy wat so groot na magtig is en waardig is vir ons sondes gesterf het. En ek dink dit maak net ons prentjie soveel meer ongelooflik. Ja, dit is wat ons waarde gee. Wat ons waarde gee is die feit dat hy ons liefhet, niks anders nie. Ja. En ek dink ons is vinnig om ons waarde in alles anders te soek behalwe die feit dat hy ons liefhet. Ja. Want ek dink nie ons konsep van liefde is soos groot genoeg om te besef eintlik hoe God oor ons voel nie. Ja. En dis hoekom hy vir ons sê my ways are higher than your ways, my thoughts are higher than your thoughts. En dit is hoekom ons moet besef dat wanneer ons overthink, ons nie besig is om onsself 'n guns te doen nie.
Nee, glad Ek dink nie. dis wanneer ons na die leuns van die duiwel luister en dan sê hy soos, "Aha, jy's op daai pad hierso, wat hierdie ook, wat van hierdie, onthou hierdie." Ja, exactly. Ja. En dit is wat ek ook regtig besef het, nie net hierdie vakansie, maar eintlik laas jaar is Mm. die battlefield is ons gedagtes. As ons regtig elke gedagte gevangene kan Ja. neem en wat dit net beteken is om daai gedagte te vat en dit na God toe te bring en sê Vader, hierdie is my gedagte, my kop, hierdie is waaroor ek bang is, hierdie is wat my laat onwaardig voel, hierdie is wat ook al die negatiewe gedagte is. En die Heilige Gees is getrou en hy gaan vir jou of in die woord wys dat jy mislei word of hy gaan jouself oortuig op 'n ander manier, maar ons vat dit nie eers na God toe nie. Ons is soos ek sal hierdie ons onderdruk dit heeltemal en ons is soos nie alles is okay. Alles is lekker, ek het niks om oor te kla nie. Of ons gaan sit in sak en as met daai negatiewe gedagte of ons doen al twee. Vir mense is ons soos en by die huis is ons soos depressief en niemand weet dit nie. Dis sad. Jy is soos presies. Maar ek dink kameras in my huis. Holy Spirit. Hy sien alles. Ja, maar ek dink dit aan hoe baie mans struggle met dit omdat hulle omdat hulle hierdie front met voorhou. Ek onthou iewers laas jaar toe praat ek met die Here oor Adam in die tuin en het altyd gesê hy het saam met Adam gestap. En dis ek soos waaroor het hulle gepraat en toe het hy eendag aan my openbaar soos hy het vir Adam gesê wat om te doen. Soos hoe om die tuin te bewerk, soos Adam het met sy issues en al wat hy mee sukkel, wat hy oorwonder. God het hom geleer hoe om te doen wat God wil hê hy moet doen en dit is wat die walk wat God met elkeen van ons wil hê is daar wat ons na hom toe kom en hy leer vir ons hoe om ons purpose uit te leef. En dit was my so profound want ek wonder hoeveel mans dit doen. Want hy dit sê as ek reg onthou, ek's nou nie 100% seker nie, maar hy het met Adam geloop in die aande. Nie noodwendig met Eva nie, want Adam moes dit weer aan Eva oordra. Dis hoekom hy nie vir Eva gesê het van jy mag jy aan die boom neem nie en Adam vir haar gesê het sy mag eers aan die boom raak neem. So dit was basies God se soos telefoontjie en Adam se purpose was om Eva te lei en as God direk vir Eva gelei het, dan sou sy nie vir Adam nodig gehad het nie. So ja, dit was net 'n thought wat ek gedink het hoe ver ons mans van God se original plan en wil om regtig in 'n verhouding met hulle te wees waar hy hulle issues uitsort, waar hy presies vir hulle sê, hierdie is hoe jy hierdie boom snoei, hierdie is waar jy hierdie moet plant, hierdie is 'n skaduweeplant of iets, verstaan? Soos elke ding in ons lewe, elke ding wat moet vrugbaar wees, is en ek dink kyk waar kry van dit reg, is hy gaan in huise en hy vernietig daai pa-seun verhouding, wat jou eintlik hoef moet wys op jou verhouding met God, en hy val dit aan, sodat jy hoef nie 'n vaderfiguur het nie en jy moet van jongs af met jy maar self alles net uitsort. En jy nie regtig weet om te relate aan daai vaderlike leiding wat in liefde gebeur en nie en in dissipline te hou want God doen al twee. So as jy in 'n huis is waar die pa prominent en dis ook ek dink dis hoekom ons vir ons mans ook moet bid vir dit. Want ek vind dit is so maklik om daai verhouding skeef te laat loop. Net met 'n verkeerde kyk of 'n verkeerde woord en dan praat die pa en die seun verlang nie met mekaar nie of wat ook al. So as mens daai verhouding kan beskerm en dan is dit makliker vir hulle om dink ek na God toe te gaan en met hom te verhouding te hê soos met 'n vader, want hulle het 'n voorbeeld gehad. Ja, ek dink dit is iets vir ons definitief vir ons mans met bid is hulle vaderskap maar moet bid sonder expectations, want dit is 'n ander probleem wat ons ook in ons huwelike het vir jy bid vir jou man en dan loer jy of is dit nou is hy nou besig om op te leef na jou expectations van die Bybel sê jy so sy so voor is dit vir my. Ja, exactly, want dit is nie die Here se wil vir ons nie, veral as ons mans ek wil nie sê weaker spiritually is nie, maar soos nog nie, miskien nog glad nie op die regte pad, is nie die woord wat ek wil sê nie, maar nog glad nie die Here ken nie. Of nog net 'n beperkte idee het van wie die Here is, of nie so sterk verhouding met die Here het nie, hoe ook al dit kan mag wees, is ons Jesus vir ons mans. Want dan is ons basically die enigste kontak wat hulle werklik met Jesus het, en ek dink ook, dit is 'n groot deel hoekom God vir ons sê, do not be yoked together with unbelievers, want dit sit soveel meer pressure op jou. Want as twee mense wat regtig
die Here se hart siek in 'n verhouding is, dan het ons genade vir mekaar, want ons weet hoe Ja. wretched elkeen van ons is. Maar wanneer ek 'n ongelowige is en jy's 'n gelowige en jy gee jouself of nie gee jouself voor nie, maar die idee wat deur die samelewing geskep word van Christene is, hulle is like Christ, hulle probeer soos Jesus wees, hulle probeer heilig wees, dan is dit baie maklik vir daai persoon om heeltyd te sê, maar daai's nie heilig nie. Daai's nie heilig nie. Verstaan, hulle besef nie self die struggle waardeur jy eintlik gaan om die heiligmakingsproses en dit maak meer pressure op jou want jy gaan die heeltyd meer moet daai toe self as iemand wat in 'n verhouding is met 'n ander gelowige. So dis iets waarvoor mens moet bid vir jouself as jy nog nie. Ja, as jou man nog nie regtig soos sy lewe vir die Here gegee het nie, want ek dink baie keer gee ons mans hulle harte vir die Here, maar hulle lewe is nog nie daar nie. En ek was al daar, soos ek kan nie onthou 'n dag in my lewe wat ek nie lief was vir die Here nie, maar ek kan baie daar vir jou sê wat ek nie my lewe volgens sy wil gelei het nie. En selfs nog vandag. Selfs vandag nog het ek oomblikke van swakheid waar ek sommer 'n pakkie sigarette koop en 'n Amarula en alles oprook en opdrink in een dag. In die kar, wat hy sê. Nog voor ek by die huis kom. Ja, nee, maar net soos almal val. Almal het daai oomblikke van weakness. Maar wanneer jy met 'n ongelowige getroud is, dan moet jy nog meer bewus wees van hoe jy eintlik Christus aan hulle model, want ek was besig om verdwyn 'n verwronge beeld van Jesus te gee omdat ek nog so inconsistent was met my lewe. So hy het omdat hy nie daai consistency in my lewe gesien het nie, het hy nie dink hy nie dit is 'n secure belief nie. Ja, so ek dink dit is so vir baie mans. En ek dink dit is 'n groot ding wat ons Christene ook vir onsself oor moet bid, is dat ons Jesus reg verteenwoordig. En dit is wat ons doen. Ons skyn sy lig hier. Ja, nie ons eie nie. So, en as ons karakter nie oplyn met sy karakter nie, dan is ons besig om vir die wêreld Jesus verkeerd. Soos ons is besig, want op die ou ende maak nie saak wat mense sê nie, ons weet Christene is nie Jesus nie. Maar as jy na Christene kyk en hulle gedrag korrespondeer nie met die woord nie, is dit confusing vir die wêreld. Want dan is hulle soos, wat is dit? Kan ons so aanhou lewe, maar die Here dien of So ja, dit is 'n gebedssaak want ons kan nie dit uit ons eie uit doen nie. Ja. En jou vakansie? My vakansie was baie lekker. Ek het toe ons is na baie pretparke toe en ek het die eerste dag toe bid ek toe vra ek vir die Here om sy karakter op 'n manier aan my te reveal, want ek voel regtig die Here se karakter beter leer ken, soos nie net uit die woord uit nie, maar soos regtig, soos wat jy jou pa ken. Ja, soos 'n persoonlike verhouding. Ja, soos maar regtig 'n persoonlike verhouding, want om een keer 'n dag met iemand te praat is nie so persoonlik nie. Verstaan, as jy dink aan jou kinders en jou man, jy weet presies hoe hulle in hierdie situasie gaan reageer, of jy het 'n goeie idee. En ek wil dit met die Here hê, verstaan, ek wil regtig soos ek wil hom nie verstaan nie. Ek dink nie ons gaan hom ooit heeltemal kan comprehend nie, maar ek wil voel ek is op daai plek waar ek hom liefhet met my hele hart, my hele siel, my hele verstand en al my krag, en ek voel nog nie ek is daar nie. So toe gaan ons nou, die eerste dag was 'n park, ek kan nie eens onthou wat die park se naam was nie, maar anyway, was dit so baie goed en die Here wys my, ons het vir 3 ure in 'n ry gestaan. Ons het 3 rides gery die dag en ons was daar van, kom ons sê 8:00 tot 8:20 die aand. So, Ja. lang rye. Baie lang rye, want dit was nog skoolvakansie en almal was daar. So, en toe aan die einde van die dag, toe ek nou soos, of ek dink dit was in daai 3 ure ry, te besef ek, soos dit is die wêreld, en die Here kan nie iets van sy karakter vir my in daai park reveal nie, want daar is niks van hom nie. Alles daar is mens gemaak, dis entertainment, alles daar is basies koppies van sy wil vir ons. So, dis distractions. En dit is wat ons doen, ons hardloop van een distraction, om in 'n ry te wag vir 3 ure, om vir 2 minute op 'n raai te gaan. En dan weer hardloop ons na die volgende distraction, want daai was nou nie quite so thrilling soos wat ons gedink het dit gaan wees nie. Hardloop ons na die volgende distraction en intussen sien ons nie al die mooi
om ons nie, die tyd in die ry is vir ons ondraaglik. So ons mis die hele doel van ons bestaan. En toe sê ek net soos wow, dit was nogal profound. En is iets regtig waarteen ek gaan bid hierdie jaar is die spirit of distraction. Yes. Want dit gebeur so maklik. As jy dink hoeveel tyd jy op jou foon is, as jy dink hoeveel tyd jy net goed doen wat niks beteken of vir die koninkryk of ewen vir jou eie lewe nie. En die laaste park waar ons was op baie diere. En daar was soos daar was ook rides en goed, maar daar was pikkewyne, daar was seeleeu's, daar was dolfyne, dit was SeaWorld. So daar was baie natuur. En in daai park, toes die Here soos hier kan hy vir my sy karakter wys, want dit is sy skepping. En dis mooi. ja, en toe ons by die seeleeu's, hulle is sulke chill guy diere, né? Soos hulle lê net daar en bask in die son en doen toertjies, gooi hulle kos in die lug en speel daarmee om hulle self soos te amuse. En toe is dit die Here se karakter is wat hy vir my gewys het, soos hy is slow maar satisfying. Toe sê ek soos wow, dit is die opposite van wat ons lewe is. Ons lewe is so gejaag, maar as ons op daai punt kom waarna ons jaag, is dit 'n gejaag na wind. Waar met hom is dit peace. Soos sodra jy besig is om haastig te wees, kan jy maar weet jy's buite sy wil. En ja, so dit was profound wat hy vir my geleer het. En die woord vir die jaar vir my is perseverance. So dit is wat die Here my gaan leer, want baie keer in moeilike tye gee ek maklik op. En die vers wat die Here vir my gegee het vir die jaar was Jesaja 49, wat ook 'n baie mooi vers is. Ek gaan hom oor en oor met lees hierdie jaar. Maar daar's 'n belofte daarin vir jou kinders en ja, so ek is opgewonde oor my tyd saam met die Here hierdie jaar. Maar wat vir my nie lekker was van die vakansie nie, was dat hoe min tyd ek saam met die Here spandeer het. En dit is iets wat ons vir my persoonlik makliker gebeur wanneer dit lekker gaan in my lewe. Want daar was tye wat ek in die bed gelê het en TV gekyk het, wat ek kon Bybel gelees het. En dit is hoekom ek bid vir hy dat ek hom regtig lief het met my hele hart, my hele siel, my hele verstand en al my krag, dat ek elke oomblik wat ek kan in sy woord of in sy teenwoordigheid spandeer, wil in sy woord en in sy want dit is die ding, dit is daai motivering. En liefde is die motivering. So ja, dit is my einde van 2024, begin 2025. Dis baie mooi. Thank you. So ek gaan ons bid en dan sluit ons af. Dis ons eerste episode vir 2025. Begin ons met 'n nuwe reeks. Is hierdie 'n nuwe reeks? Ek weet nie. Seker maar, ek voel is 'n nuwe jaar. Nuwe jaar, nuwe dinge. Maar ja, die reeks 3 klink vir my goed. Ja. Okay. Ek bid. Ja. Okay. Here, baie dankie dat ek en Marina vandag by mekaar kon kom en U naam groot kon maak. Vader, dankie vir elke persoon wat na ons pot luister. Ek bid dat U hulle sal seën, Vader. Ek bid dat U hulle ook 'n woord sal gee vir 2025, Vader. Ek bid dat hulle U hand in hulle lewe hierdie jaar sal sien, Vader, en dat hulle tot 'n dieper bekentenis met U sal kom, Vader. Dat hulle U regtig sal ken en U sal lief hê met hulle hele hart, hulle hele siel, hulle hele verstand en al hulle krag. Amen. Amen.